Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here erg dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal seën met wysheid terwyl ons vanmôre sal aangaan met ons reeksie wat handel oor hoe deel ek met my verlede. Ek het vir u gesê elke mens het 'n verlede. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Ons kan dit nie wegwens nie. Ons kan dit nie herskryf nie. Ons kan dit nie herroep nie. Ons kan dit nie met 'n uitveer uitvee nie. Dis deel van ons lewe, dis deel van ons menswees. Maar ek het vir u gesê die Bybel is baie duidelik dat ons in ons denke vernuwe moet word. Ons moet Bybels daarmee hanteer. Medikasie gaan nie die pyn van die verlede of die sonde van die verlede, dinge wat aan my gedoen is of wat ek gedoen het, wegneem nie. Ons moet Bybels verantwoordbaar daarmee deel, want God het ons geskaap het. Hy weet die beste en in sy woord gee vir ons die oplossing, sodat ons hom in alles kan verheerlik, sodat ons ook sy ewige heerlikheid tegemoet kan gaan. So as jy dink aan ons Here Jesus, wat alles aan hom gedoen was, dan eer ons hom vir die waarheid in sy woord. En hy die uitnodiging waar hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, dat ek vir julle rus kan gee. En ek dink dis wat die meeste mense na smag is, rus vir hulle siele. Want as daar rus in jou siel is, dan funksioneer jou liggaam beter. Dan is jou hele verhoudingssfeer met ander mense beter. Alles gaan net beter as jou siel met die Here in orde is. Daar die pragtige liedjie wat geskryf is, dit is wel met my siel. Dit is wel, ja, dit is wel met my siel. As dit vanmôre nie met jou siel wel is nie, gaan jy stoei met die verlede, jy gaan stoei met die hede, en jy gaan nie kans sien vir die toekoms nie. So vanmôre moet ons bietjie kyk, vriende, na die gedagte, hoe hanteer ons die verlede op 'n Bybels verantwoordbare manier? En ek gaan dit in 2 kategorieë opdeel. Die een, ek gaan praat oor, hoe deel ek met my verlede vir sondes wat aan my gedoen is? Dinge wat aan my gedoen is, ek het vir u gesê, dinge soos molesterings, of miskien verkrachtings, of waar mense my ingedoen het met besigheid, en ek onderdeur is, of aanrandings, waar mense my miskien aangerand het. Hoe deel ek met my verlede? Hoe deel ek met hierdie dinge Bybels? En dan gaan ons bietjie kyk na sondes wat ek gedoen het, wat ek aan ander mense gedoen het, waaraan ek skuldig is, waar ek miskien die verkragter, of waar ek miskien die molesteerder, of waar ek miskien die dief was. Hoe deel ek Bybels daarmee? Want die Bybel gee vir ons 'n antwoord vir al hierdie dinge. Nou vriende, die eerste gedagte waarmee ek gaan wegval, hoe deel ek met die verlede vir sondes wat aan my gedoen is? In die eerste plek, wat vir ons Bybels baie duidelik uitstaan is, besef die pyn is werklik en deel eerlik daarmee. Baie predikante sal vir mense sê, man, ag, vergeet jou verlede. Vergeet die dinge wat gebeur het 'n jaar of 2 of 10 of 20 of 30 of 40 jaar terug. Vergeet dit net, vee dit onder die mat in. Bou 'n brug en kom daaroor. Jy top te veel daaroor. En ek wil vir u sê, ek dink nie dit is Bybelse raad nie. Want u sien, ons moet nie probeer vermy, ontken, wegskuif, begrawe dit wat met ons gebeur het nie. Ons moet hierdie goed letterlik vierkantig in die oë kyk en Bybels daarmee deel. Ek weet nie wat in jou verlede gebeur het nie. Glo my, ek het in my bediening baie gevalle hanteer, waar vrouens na my toe kom wat as jong meisies gemolesteer was. Hierdie vrouens sit stikkend voor jou. Hoe deel 'n mens daarmee? Daar moet die nodige simpatie, die nodige empatie betoon word. Maar dan moet daar Bybels deur hierdie saak gewerk word. Baie keer sien hulle self as die mense wat miskien skuldig is, of hulle het haat teenoor die persoon wat dit aan hulle gedoen het. So hoe hanteer ons dit? In die eerste plek, besef die pyn is werklik en deel eerlik daarmee. Moet dit nie probeer wegskuif of vermy of onder die mat invee nie. Ek dink baie duidelik as ons die skrif gaan bestudeer, vriende, om iets te vermy of iets te ignoreer of te dink dit het nooit gebeur nie, is nooit goeie praktyk nie. Baie belangrik om dit dan eerlik te deel daarmee, sodat daar ook ware vergifnis en oplossings in jou lewe kan kom. Volgende gedagte, in gevalle waar daar 'n misdryf teen jou gepleeg is, gaan na die howe, gaan na die owerhede, sodat die skuldige aan die lig gebring sal word. Gaan lees die boek Romeine 13. Die Bybel sê dat die regering dra die swaard om die misdadigers te straf. Nou ons weet in Suid-Afrika is ons regstelsel redelik op sy kop, redelik de mekaar. Maar ek dank die Here nog vir gevalle waar ons hoor, waar dogtertjies gemolesteer was, waar hierdie saak na die howe gegaan is en daar die mense skuldig bevind. Ek beveel altyd mense aan wat na my toe kom. As daar 'n misdryf in jou gepleeg is, nie net miskien molestering nie, miskien verkrachting, miskien is daar oneerlike besigheid gedoen, miskien is daar bedrog gepleeg en jy het aan die kortste end getrek en jy het miskien alles verloor, jou huis en jou kar en jou waardigheid verloor. As daar feite op die tafel is, as daar 'n misdryf gepleeg is, vriende, is dit noodsaaklik dat ons dit volgens die reg sal hanteer. Die Here gee die reg. Die Here gee die regstelsel. En kom ons deel daarmee en ons gaan na die howe
En ons gaan nie om wraak te neem nie, maar dat reg en geregtigheid sal geskied. As ons elkeen sy sonde en sy misdrywe maar net onder die mat invee, dink net aan die chaos in ons land. Dink net aan daardie man wat byvoorbeeld die meisietjie gemolesteer het. Hoeveel ander meisies gaan hy molesteer? Hoeveel ander skade gaan hy doen aan ander mense? Daarom as ons Bybels reg wil optree, moet ons opstaan en sê, luister, tot hiertoe nie verder nie. Hierdie persoon moet aan die pen ry oor sy sonde wat hy gedoen het. En ag vriende, die vergifnis kan ons altyd gee, maar is noodsaaklik om dit te doen. Ek onthou een van my vriende, ook 'n kollega van my, hy en sy broer was redelik naby aan mekaar sover ek verstaan, en eendag het 'n misdadiger in die Kaap weggejaag van 'n toneel af, en sy broer het op die motorfiets gesit, en by 'n rooi lig het daai man agter in sy broer vasgery. Sy broer is op slag dood. En die dag toe hulle in die hof kom en hierdie man word skuldig bevind, het hierdie man deur sy rou en deur sy trane vir hierdie misdadiger gesê, ek het jou vergewe vir wat jy gedoen het, maar jy moet die skuld dra vir jou boosheid. En dis presies 'n Bybelse beginsel. Hierdie ding van mense wat nou in die hof gaan en hy pleit dat hierdie misdadiger vrygelaat sal word, wat 'n geklikheid is dit net nie. Jy sien deur al die verkeerde lering en die verkeerde verstaan van die skrif, het ons by 'n sotlike evangelie uitgekom, wat die Bybel glad nie van melding maak nie. Vriende, luister, as iemand teen jou 'n misdryf gepleeg het, is daar 'n regstelsel. Die Bybel sê vir ons, wanneer kinders van die Here miskien teenoor mekaar oortree, wanneer daar miskien iets gesê word, gaan praat met daai persoon, vat 'n broeder saam, maar wanneer daar 'n misdrijf gepleeg word, sê die land se wet is verkeerd. En daarom moet ons dan volgens die land se wet en volgens dit wat die Bybel vir ons in die woord opgeteken het, hierdie persoon van die pen laat ry. Jy kan gaan lees hierdie boek Exodus en Levitikus, waar die Here baie duidelike standaarde gestel het, waar een persoon 'n ander een te nakom. Dis vir goeie orde. Dis nie om jou te wreek nie, maar vir goeie orde is hierdie goed nodig. Vriende, die derde gedagte, onthou altyd, in die Here is daar hoop en genesing. 1 Korintiërs 10:13 sê vir ons, geen versoeking het ons aangegryp behalwe menslik nie, maar God is getrou. Die Here is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hoor nou, maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. En dis die hoop wat ons het. Nie om hierdie goed onder die mat in te vee nie om die misdadiger te laat wegkom nie, maar om te weet daar is hoop en genesing in die Here. Hy is die een wat vir ons deur hierdie proses sal dra en vir ons anderkant heel sal uitbring. Daarom is het belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal raak sien, dit sal omhels, dit ter harte sal neem. Vriende, dit is belangrik om te weet dat die hoop in die Here is, maar ook die genesing vir die hartseer verlede. En soos die Here deur hierdie proses werk in my siel, is daar genesing wat kom, en vergifnis wat kom, en hoop wat kom, en ek lewe met vrymoedigheid tot eer van die Here. Die volgende gedagte wat baie belangrik is, wat ons moet verstaan, omhels 'n regte verstaan en Bybelse siening van God. Wat bedoel ek daarby? As ons kyk na Job het nie geweet wat in die hemel aangegaan het en waarom al hierdie hartseer hom getref het nie. Sy kinders sterf op een dag, sy besittings word van hom weggeneem, sy gesondheid word van hom weggeneem. Job verstaan nie alles nie. Hy het 'n hartseer verlede, hy kyk terug na al die goed wat gebeur, dag na dag. Hulle praat van dit was maande wat Job deur hierdie pyn en lyding geworstel het. En elke dag, vriende, was 'n dag verder gewees van waar dit aanvanklik begin het. En Job het begin worstel en stry in sy gemoed. Waar is God? Is God lief vir my? Gee God om vir my? Het sy geboortedag vervloek en allerhande goed het gebeur. Tot hy by die punt uitgekom het waar die Here homself aan Job openbaar het. God is alleen wys. Hy is alleen wys en al verstaan ons nie altyd dinge wat met ons gebeur nie, moet ons hom vertrou. Hy is die alleenwyse God aan wie toe kom die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Hy is soewerein. Vriende, hy is goed vir ons as mens. Hy ontferm ons hom oor ons. Hy het in sy liefde sy seun gestuur om te sterf aan die kruis en ja, dis hartseer. As daar trauma in jou verlede was, as daar hierdie verskriklike wanpraktyk van molestering of verkrachting of aanranding of bedrog of iets gebeur het. Maar dit help nie, jy bly daar nie, jy kan nie dit verander nie. Dit is nodig dat jy in die Here jou denke sal verander. Dit sal rig na die alleenwyse God en vir hom sê, Here, ek weet, al verstaan ek nie alles nie. Is U die getroue God wat my deur hierdie hartseer proses sal dra, sodat ek heling kan vind, dat ek vergifnis kan gee, dat ek 'n nuwe lewe kan ontvang, hoop vir die toekoms, sodat ek op my beurt ander kan help
wat deur dieselfde stryd gaan. Ek sluit af met die woorde van 2 Korintiërs, die 1ste hoofstuk, die 3de en 4de vers. Daar staan: geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Jy sien, dit beteken nie as ek gedeel het met hierdie goed, dit gaan vir altyd net verdwyn. Ja, gaan nog daar kom wat hierdie gedagtes na vore kom, dinge wat aan my gedoen is, wat seer is en pyn in my lewe gebring het, maar ek leer om dit Bybels te hanteer. Hierdie God vertroos my daagliks en op my beurt vertroos ek ander met dieselfde troos waarmee hy my vertroos, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. Mag die Here die genade gee, ons sal môre aangaan, ons bid die Here vir wysheid en ag vriende, vergewe as ek baie keer bietjie ferm raak oor sekere uitlatings wat ek maak oor die tipe godsdienst wat ons vandag in die kerke beleef. Goed wat absoluut belaglik is, onbybels is, maar verstaan ook my hart, dat ons nodig het om terug te keer na die Bybel, dat ons mense werklik hoop sal gee in die Here. En hierdie hoop lê gesetel in die feit, dat die Here vir ons wysheid gee, sodat ons dit kan implementeer, toepas, om tot eer van die Here te lewe. Vriende, groete vir u seën, mooi dag verder daaraan.